ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 315. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enig van my boeke wat ek geskryf het, ek dink spesifiek aan die boek Die Mens, Siel, Gees en Liggaam, Graf, Doodryk, Hel of Hemel. Baie belangrike boek vir die tyd waarin ons lewe en vernaam as iemand anders aan die dood afgegee het. Inteendeel het ek nou in die week het ek iemand gehad wat na my toe teruggekom het en sê, Prof, jy het 'n ruk terug die Mens, Siel, Gees en Liggaam aanbeveel, ons het hom gekry. Hulle het 'n geliefde verloor. Hy sê, ons kon nie glo wat deur die boek in ons lewe gebeur het nie, en behalwe dit alles, al die ander dinge wat ons kon geleer het, uit daai swart boek uit. Nou ja, die maklikste is om te lees. Dis daar, kry dit. Jy kan ons kontak by ons WhatsApp nommer 0722367124. Webtuiste is hierbo, https://yafashua.co.za. Ek wil net voor ons aangaan gou iets sê wat ek aan dink. Daai Town on Tap wat ons gepromoveer het so 2 weke terug, ons het geheel en al van dit af onttrek. Broer Oliver het my laat weet, hy sê Prof, trek weg van dit af. Het is nie wat dit veronderstel was om te wees nie, en die woord sê ons, soos ons weet, as ons dit nie ondersoek het en so aan, so ons wil tog vir die sê, dit is nie wat dit veronderstel was om te wees nie, en het agterna uitgekom met subskripsies van 150 en 160 rand 'n maand en al die goed so. As jy wil, kan jy dit eerder in die koninkrykswerk belê, dan kan daar voorsiening wees. Dan help het om die bekommernis kleiner te maak. Goed. As dit die eerste keer is jy na die reeks kyk of luister, uiters belangrik, gaan na deel 1 begin voor. Het reeds 'n magdom inligting verloor. Dit is uiters noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy al die verskillende kennisgewings kan ontvang, sodat jy die studies en die TikToks en die inligting alles kan kry. Sê ook jy kontak vir die vriende en kennisses, dis lewensveranderend, skryfblokpen en 'n Bybel, 33 Bybel, baie belangrik. Kom ons bid saam. Baie dankie Vader Jaffa, hier waar dit net voor die naweek is, en dit ook vakansietydperk is vir baie mense, wil ek bid dat U vanmôre ons sal seën, ons beskut en bewaar en beskerm, want die woord leer ons die dood skuil op die naby en op die ver paaie. Nou, dankie sê dat U woord ook sê dat die wat Vader Jaffa my hand gegee het, kan niemand daar uithaal nie. Ek wil bid, seën die woord vanmôre, gee vir ons steelste mensies wat toeganklik is, onontvanklik is vir die woord, en geestelike ore om te hoor wat U met ons wil deel. Salf die woord vanmôre in die naam bo elke ander naam, die naam Yafashua. Javiste sê halleluja, so klink daar halleluja, so oor die aardbol, halleluja, baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat dit vanmôre vir U 'n groot seën gaan wees, en 'n ondervinding ook, né? En dat ons uit die woord uit groei, dis tog waaroor dit gaan. Die boek Spreuke, hoofstuk 18, vers 17 sê, hy sê, hy wat eerste in sy regsaak is, het reg. Hy wat die eerste in sy regsaak is, het reg. So die een wat, as daar 'n dispuut is, gewoonlik die een wat die klag gaan lê, die een wat eerste in die saak is, het klaar 'n voordeel bo die ander ene. Altyd so lyk dit. Maar die woord sê, dis nie waar dit stop nie. Koning Salomo sê, maar sy naaste, hy sê dit, hy sê, maar sy naaste kom en ondersoek hom terdee. Sy naaste kom en ondersoek hom terdee.
So as jy 'n klag gaan lê, so lyk dit my. Hy wat die eerste in sy regsaak is, wat die klag gaan lê het reg, het eerste reg. Maar wanneer dit gebeur, dan kom die teeparty en hy doen sy eie nasoek, sy eie navorsing. En hy ondersoek daai persoon wat die klag gaan lê het, terdee. Nou wat het dit vanmôre met my geestelikheid te doen? Wel, ek wil vir jou een ding sê, apostel Paulus kom en hy skryf, hy sê, en Jakobus ook, die apostel Jakobus, hy sê, en ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar die owerhede, die bose magte in die lig. So ons stryd daarbo, nee, is in my sielsdimensie. Wanneer ek en u kom en 'n besluit neem om Jahweh aan te neem as ons verlosser en ons saligmaker, ons koning, ons meester, ons noem dit bekering. Daarna kom die skrif en deur die skrif en die Ruach openbaar Jahweh homself dat ons die ou mens van sonde moet begrawe in die naam van Jahweh deur die onderdompeling. En ons tot wedergeboorte kom, Johannes 3 vers 1 tot 11, waar Jahweh vir Nikodemus sê, as jy nie weergebore is uit water en die Ruach nie, onderdompeling in die naam van Jahweh nie, sal jy die koninkryk nie ingaan nie, jy sal dit nie sien nie. Hy sweer, hy sê, voorwaar ek sê vir jou. Nikodemus sê, hoe gaan ek vir die tweede keer terug in die skoot van my moeder? Hy bedink met die verstand. En dis die tyd waarin ons lewe. Mense wil alles met die verstand beredeneer. Dit gaan nie soos wat dit vroeër jare gegaan, dit is net 'n geloofsaak nie. En natuurlik, die ander kant van alles is, omdat ons totaal en al op geloof ingestel was, van ons kinderdae af, het ons so geleer om die pastore, die predikante, die priesters en die teoloë en die akademici te glo. Hulle sou ons nie lieg nie. En weet jy wat, soos die jare aangestap het ons agtergekom, maar hierdie is van die ouens wat die meeste gelieg het. Hulle het goed aan ons kon verduidelik en kon vertel en vir ons gevoer as kerkdogma. En ek wil net iets sê omtrent dit. 99% van dit was onkundig geweest. Ons het in 1979 klaargemaak met 'n 3 jaar diploma in die teologie, toe die ander ons 2 jaar gedoen, toe het ons 3 jaar al gedoen. En ek het by 'n Amerikaanse Bybelkollege gestudeer, maar in Suid-Afrika. Saam met al die ander. En wanneer ek luister na goed wat vir ons gedoseer was, soos onder andere the Church Fathers, Plato, Origenes, Jerome, Eusebius, Constantijn, en so kan ek aanhou. Ons het eksamens geskryf oor dit, ons het dit ingestudeer, the Church Fathers. Totdat toe ek met die eskatologie begin besig raak, agtergekom het dat die Church Fathers is die katholieke Church Fathers. Wie? Plato, Origenes, Jerome, Eusebius, Constantijn en. Die protestante het nie Church Fathers nie. Ja, daar's verwysings na John Knox en Wesley en hulle noem hulle protestante Church Fathers. Nee, maar hulle is nie opgeteken as Church Fathers nie. Maar die katholieke het die 12 Fathers, wat hulle dan noem Church Fathers, waar ook uit hulle Bybelboeke uit bestaan. The 12 Fathers. Nou waar kom dit vandaan? Wel, ons het dit geleer by ons dosente, en die dosente moes dit weer by hulle dosente geleer het, toe hulle op college was. So dis 'n golf wat loop, en die leuen, wat onintentioneel as 'n leuen verkondig was, maar wat as die waarheid geken was, en gepromoveer was oorgedra van geslag tot geslag tot geslag. En dis hoekom
kom ek dit so. Dis hoekom dit vir ander mense so moeilik is om te verstaan, wanneer ons oor die bonatuurlike geopenbaarde name praat, en die geopenbaarde woord, die bonatuurlike geopenbaarde woord. Hoekom? Want ons kom geslagte met godsdienstige dogmatiek en leuns en teologie wat kerkleuns was. Wat onintentioneel was, maar wat later uitgemaak, 'n leuen by 'n leuen, jy kan hom maar decorate en mooi maak so jy wil, dit bly 'n leuen. Maar daar is nie klein leentjies en groot leuns nie, soos jy nie klein sondes en groot sondes, jy kan die sondes en sondes. So wat verstaan ons? Dat ons as bruid van Jafashua in hierdie tyd moet onverskrokke wees. En selfs in hierdie jaar wat op sy rug lê, onverskrokke wees om die waarheid van die geopenbaarde woord te verdedig. Onverskrokke. Ons het in hierdie jaar seker van die grootste aanslag gehad teen hierdie bediening, die bonatuurlike name van Jafashua, die Ruach HaKodesh, Elohim en Hashim. En persoonlik teen myself en Pastorika. Maar die woord sê dit rol soos water van 'n eend af. Weer 'n keer, 1 Timoteus 6 vers 3 sê, en as iemand kom en iets anders te leer, as die leer van Jafashua, en nie glo nie, Dis verwaand en verstaan niks nie, maar het 'n sieklike sug na twisvra, woordestryd, afguns, bose agterdog, nuttelose stryery van mense wat in verstand verdorwe is en van die waarheid beroof is. En dink dat die godsaligheid winsgewend is, onttrek jou aan sulke mense. Moenie jou parels ver voor die varke gooi nie. En dis waarop ek neerkom. As ek terugkyk in die jaar, dan wil ek, en ek gaan later oor dit praat, ek voel nou maar net op die oomblik, wanneer ek oor die regsaak praat. Want ek dink wanneer ons die regsaak stry, is dit waar Jaffa vir u en my geplaas het, omdat hy geweet het, ons kan staande bly in die waarheid. Johannes 17:17, die woord sê waarheid. Ons wandel in die waarheid, die woord sê waarheid. Hou ons in die waarheid, dra ons in die waarheid, gebruik ons in die waarheid. Ons weier om enigsins 'n kompromie met die Satan en sy demoniese trawante te maak en met godsdienstelsisteme. Hoekom? Want ons is in Jafashua se kant. Halleluja. Ons is aan die beste kant wat jy kan kies om in die lewe te wees. Want hy sê, hy beproef ons nie, hy laat beproewing toe. Hy laat beproewing toe, hy beproef self nie. Hy laat die Satan toe om te beproef. Hy versoek niemand die sê die woord nie. Hy laat toe, laat dit gebeur. En die wete dat hy ons sal deurdra. En ek en u is meer as oorwinnaars deur Jafashua wie ons die krag, die insig en die wysheid en die kennis in die bonatuurlike geopenbaarde woord gee. Hy wat die eerste in sy regsaak is, het reg. Maar sy naaste kom en ondersoek hom ten dee. Hy sê die lot laat die geskille ophou. Die lot laat die geskille ophou en maak sterkes uit mekaar. Ek wil amper sê daai lot wil ek anderster interpreteer. Die Ruach HaKodesh laat die geskille ophou. Hoekom? Want hy sê hy openbaar hom. Hy sê hy openbaar. Hy leer en lei, hy oortuig van sonde en ongeregtigheid en hy leer en lei ons in alle reg en waarheid. So wat doen die kennis en alles? Hy laat die geskille ophou. Vroeger jare in die tyd van Jafashua en so het hulle 'n lot gewerf, die disippels, die ouens, het 'n lot gewerf om skuldige mense uit mekaar te maak. Ons het nie daai tipe lot nie of 'n manier om dinge op te los nie. Ons funksioneer in die krag van die Ruach HaKodesh. En tog funksioneer ons in die bloed van Jafashua.
Want hy sê, alles wat julle die Vader in my naam vra, dis Yahweh. Alles wat julle die Vader in my naam vra. En die kondisie is, en glo soos wat die woord gesê het. Dit sal julle ontvang. So wat het ons? Ons werk nie op 'n lot nie. They don't cast a spell. Hulle gooi nie 'n lot nie. Ons is geanker in die bron van die eeue. Die lewe van die eeue. En dit, wanneer ons in die Ruach HaKodesh funksioneer, wat doen dit? Dit maak die sterkes uitmekaar. Die ouens wat dink dat hulle 'n saak het, in die vorige versie, vers 17 wat gesê het, die wat die eerste is in sy regspraak het reg. Nee, die Ruach maak alles uitmekaar. Hy maak die sterkes, daai ouens wat gedink het hulle is alles, hy maak hulle gelyk. En ons triomfeer in Yahweh. Nou ja, dis alweer naweek, dis naweek, maar weet jy wat, dis heerlik, is vakansie, julle ouens daar by die see en al die plekke, en geniet dit, ons is maar hier in Pretoria, dis sopnat, sopnat, aan Jahwe al die eer, halleluja, ons loof hom. Ons bid ook dat die damme vol word vir die boere, die mense in Namibië, nou net gehoor, hulle het fantastiese reën gekry in Namibië, by daarso, by die hele plaasboere en so, ons loof Jahwe. Julle ons wat op vakansie is, geniet die studies, moenie nalaat nie, kyk na julle kennisgewings, daar kom al die tyd nuwe boodskappe deur. Tot volgende week as Jahwe se wil daarby is. Maranatha. Yahweh kom weer. Halleluja.